Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 14 April. Moses, 'n nederige dienskneg. Die Egiptiese paleise van weleer was vreeslik spoggerig, die toonbeeld van weelde, plesier en gemak. Handelinge 7 vers 22 in die Nuwe Afrikaanse Bybel lees: Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en hy het uitgeblink in woord en daad. Handelinge 7 vers 22. 'n lewe van mag, rykdom en aansien, die kon hy kry as hy wou, tog kies Moses iets heeltemal anders. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 246, lees soos volg: As geskiedskrywer, digter, filosoof, wetmaker en aanvoerder van die hele Egiptiese leer, het Moses geen gelyke gehad nie. Die wêreld het inderdaad aan sy voete gelê. Tog beskik hy uiteindelik oor die nodige inbors om die hoogs aantreklike vooruitsigte van roem, rykdom en grootsheid van die hand te wys. Nee, hy kies toe eerder om saam met die volk van God te lei, as om die vlietende vreugdes van sonde te smaak. Ellen G. White, Patriarge en Profete, bladsy 246. Lees Hebreërs 11, vers 24 tot 26. Waarom het Moses 'n lewenspaadjie van verootmoediging en beskeidenheid gekies? Ons lees Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Hebreërs 11 vers 24 tot 26. Besonder merkwaardig is Moses se latere nederigheid en aggenome hoe magtig hy eens op 'n tyd was en wat sy voormalige stand in die Egiptiese samelewing was. Tog vanweë 'n enkele impulsiewe sondige daad, toe hy die Egiptenaar doodgeslaan het in Eksodus 2 vers 12, verloor hy al sy selfvertroue en selfgenoegsaamheid. Ontleding van alle eie waan en met berge as klaskamermure word Moses 40 jaar lank onderrig in die woestyn. Aan die voete van die Here verkry hy al die nodige vaardighede om 'n volk uit slawerny na die beloofde land te kan lei. Gemeet aan ewige dinge was die mag en rykdom wat 'n lewe van Egipteland hom kon gebied het, pure onbenulligheid. Die Here het hom pertinent geroep en Moses het gevolg. Besonder merkwaardig is wat Numeri 12 vers 3 oor hierdie onderwerp sê het. Die Afrikaans 2020 vertaling sê: maar die man Moses was baie beskeie, meer as enige mens op aarde. So, Moses, een van die Bybelse groot patriarge, was bekend vir sy nederigheid, vir sy ootmoedigheid. Oorweeg net die uitwerking op Moses se lewe en leierskap, indien trots die oorhand in al sy grootste oomblikke moes gekry het. Die brandende bos, die pla in Egipteland, die trek deur die Rooi See, die manna uit die hemel, die direkte gesprekke wat hy met God gehad het, die ontvangs van die 10 gebooie op Sinaï, die aanhoor van God se woord toe Moses op die rots geslaan het. Dink 'n bietjie aan jou eie lewe. Wat as iemand jou moes beskryf? Sou karaktereienskappe soos nederigheid, beskeidenheid en ootmoedigheid ter sprake gekom het? Gee 'n rede vir jou antwoord. Inderwaarheid kan ons nie uit ons eie nederig wees nie. Sonde is deel van ons lewens en daarom is ons behoefte aan Jesus so groot. Laai die lirieke van die internet af en luister na die liedjie I'd Rather Have Jesus. Beskou Moses se lewe as ook jou eie in die lig van hierdie liedjie.